Goeiemôre. Ek is jammer dat ek die gees so 'n bietjie moet demp, maar ons moet 'n paar afkondigings maak. Baie hartlik welkom hier in die huis van die Here, baie hartlik welkom in Bellito Gesinskerk, veral vir die mense ook wat op YouTube ons volg. Baie hartlik welkom. Ons tema vanmôre, wag voor ek daarby kom, wil ek net sê, ons het nie projektors vanmôre nie, iets het net skeef geloop daar, so sorg dat jy elkeen 'n blaadjie het, as daar iemand is wat nie 'n blaadjie het met die liedere nie, kry gerus, daar is seker nog daarvoor, daar is nog 'n paar by die deur. So, jy's baie hartlik welkom. Ons tema vanoggend is FOMO of afwesig. En as jy nie weet wat FOMO voorstaan nie, wag maar net so 'n bietjie. Dominee Loffie sal net nou vir ons verduidelik wat dit beteken. Ons paar enkele afkondigings, die Bybelstudie Dinsdag gaan uit Efesiërs 1 vers 14 tot 23, Dinsdag 9uur, en ons nooi veral van die manne uit wat kan kom. Asseblief, kom skakel daarin. Dis so klomp vrouens daar by mekaar, mens kan jouself naderhand nie meer hoor nie. So, ons het die manne nodig daarso. Dan vergaderings vir die week, hier is 'n paar kommissievergaderings. Maandag die 12de is eiendomskommissie 5:30 die middag en 'n eredienskommissie 6:30. En dan Dinsdag jeug en aksies ook 5uur en donderdag gemeentebediening 5:30. Manne van die woord. Ons het daar manne nodig. Net soos wat by die Bybelstudie, maar dit is so heerlik. Elke donderdagoggend om 6:15. Ons begin spesifiek 6:15, want daar is die heerlikste moerkoffie beskikbaar en ons drink lekker koffie saam en daarna gesels ons rondom die woord. Dit is heerlik. Kom skakel gerus daarin. Die kinderhuis, daar's nog goed wat ons benodig vir die kinderhuis. Gaan kyk gerus in die nuusblaadjie. Dan ons verjaarsdae. Ons het vandag sommer 'n hele lang lys van verjaarsdae. Vandag Marley van Rooyen, Yvonne Smith en Cindy Hewitt. Is enige van hulle hier vanmôre? Wie's daar? Baie geluk met jou verjaarsdag. Ek het ongelukkig nie vanmôre sjokolade nie, doen die daar is sjokolade. Daar, dit kom. Wie gaan vir ons die sjokolade uitdeel? Daar kom 'n man. Tannie Leonie gaan net gou die sjokolade kry. Dan het ons Dinsdag of Maandag is Karina Botma, Dinsdag Martin Henning en Alma Kriek en Konrad Forster. Woensdag Pieter Pretorius, Ruben Burger en Ingrid Soubey. Donderdag Heilie Fik, Babsie Libbe en dan Vrydag Diana Brink, Eleanor Delport en Saterdag Gerda van Brakel. Is hier vanmôre iemand wat in hierdie week verjaar het wat nog nie 'n sjokolade gekry het nie? Hier's 'n hele paar hande. Daarso. En dan daar agter is nog 2 hande. Vat sommer die mandjie. Okay, daar heel in die agterste ry is ook iemand wat verjaar het hierdie week. En hierso. Toe maar die sjokolade kom. In die agterste ry is daar ook ene. Nog iemand?
Daar so. Daardie kant is nog iemand wat verjaar het hierdie week. Jy werk hard vanmôre. Baie dankie. En lekker verjaar almal. Dan het ons 'n nuwe lidmaat vanmôre hier by ons. Simonei Kombrink. Daar sit sy met die swart en wit rok. Sy is van Ligpunt gemeente in Pretoria. Baie welkom en ons hoop jy gaan sommer lekker inskakel in ons gemeente en ja, sy het gesê sy wil oralste inskakel. Maar baie welkom. Net so 'n paar voorbiddings. Ons het vir Babsie Libbe, sy het kanker. Wilma Pretorius, sy herstel van 'n heupoperasie en nou is my arm te kort. Emily Moelman, sy gaan vir 'n heupvervanging hierdie week. En dan hartseer vir Francis Prinsloo, haar seun wat in Engeland bly is oorlede na lang stryd met kanker en ons bid vir haar. Dit is basies al ons afkondigings en dan is ons so bevoorreg vanmôre om vir Dominee Loffie Skuman hier by ons te hê. Dominee Loffie Skuman was vir so amper 30 jaar was hy die dominee in Eshowe gewees. Eshowe is maar 'n klein gemeentetjie so. Hy was 'n tentmaker daar. Maar tentmaker beteken nie dat jy sit en niks doen die res van die week nie. Hy het hard gewerk daarso, nie net daar nie, maar reg deur die wêreld. Sy passie, sy groot passie is sendingwerk. En hy doen sendingwerk in 'n wye gebied. Hy is betrokke by die hawe sending hier in Richards Bay, by die Christelike Seemansorganisasie. En dan gaan hy gereeld ook op uitreike en hy gaan doen sendingwerk in alle plekke van Frankryk. Mens kan nie dink dat jy in Frankryk moet sendingwerk doen nie. Dis die bakermat van ons Christelike beskawing. En hy moet daar werklik gaan sendingwerk doen omdat daar so 'n klein persentasie mense is wat werklik Christene is. Word so iets soos 5%? Ja, 5% van mense in Frankryk is Christene. Is dit nie verskriklik nie? Maar dan doen hy ook baie sendingwerk hier in Afrika, in die Afrika lande. Hy gaan juis nou in die volgende week of wat, gaan hy weer in Afrika om daar sendingwerk te gaan doen. Nou, hy na sy aftrede, het hy en sy vrou Stella, het hulle na Mtunzini toegetrek, waar hy dan ook help binne Mtunzini preek en ook in Empangeni wat sonder predikant is op die oomblik en van die ander gemeentes, Eshowe, daar's 'n hele paar gemeentes in daai omgewing wat glad nie predikante het nie. Maar hy's ook 'n gereelde besoeker aan Bellito, want sy seun François en sy gesin woon hier so in Bellito. So baie hartlik welkom Dominee Loffie. Ons sien uit daarna dat u vir ons die brood gaan breek, die woord gaan breek. Die musiekspan, kan julle so lank opkom asseblief? Ons toetreelied is Ons is 'n oomblik. Ons
ons staan as ons hierdie laaste lied sing. Strome van seën uit die hemel. Goeiemôre gemeente. Dis baie lekker om hier by julle te wees en dankie vir die koffie voor die tyd en die gasvryheid en vir Louis wat ek nou 'n paar jaar ken. Maar ek dink voor ons verder gaan, moet ek eers almal stop en net sê, liewe mamma, gelukkige Moedersdag. Louis het vergeet. Kom ons word 'n oomblik stil. En omdat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. En hom kom die eer toe in hierdie gemeente in Ballito deur ons verbondenheid met Christus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Ja, aan almal wat in die Here behoort, wat in Jesus glo as die enigste verlosser, skenk hy vandag sy opstandingskrag in sy teenwoordigheid. Amen. Kan ons 'n kindermoment doen, né? Kinders gou na vore kom. Nou as ma iets in die huis moet bak en dit loop verkeerd, dan is altyd 'n plan B, né? As die kos verbrand het, dan is dit maar eiers en toast, is ek reg? As daar nie PowerPoint is nie, dit is 'n plan B. Goed, ek wil vanoggend vir julle verduidelik wat ek elke dag op die skepe vir die seemanne verduidelik. So ek elke dag op die skepe, elke uur moet ek 'n ander taal praat, 'n ander nasie. Nou weer klink hy soos 'n leeskip. Maar as ons in die sendingveld kom in Tanzanië of Kenia of in Afghanistan, al die plekke, dan verduidelik ons vir die evangelie, want in baie van die ander lande, as ek vir hulle Bybel gee, dan word hulle doodgemaak en ek word uit die land uitgeskop. So
Daarom gee ons vir die evangelie op 'n ander manier wat hulle nie in gevaar gestel word nie. Dit doen ons deur kleure. So ons verduidelik die evangelie met kleure. En ek gaan dit vanoggend verduidelik. En die een wat dit reg kan terugverduidelik aan my, gaan ek voor 'n mis gee. Dis warm in Belito, maar party mense kry koud, dan gebruik 'n mis, alright. Goed. Gewoonlik begin ons sê ons die swart in die brein, dis nie my velkleur nie, dis my hart. As ek dinge verkeerd doen, is nie na ma luister nie, as ek steel of ek doen nie my huiswerk nie, maak nie my kamer skoon nie, as ek verkeerde goed doen, dan is my hartjie vuil. Dis die swart in die brein, die modder, nê. Maar om my hart skoon te maak, het ek seep nodig. En die enigste seep wat ons het om ons harte skoon te maak, is die bloed van Jesus, dis die rooi. Weet nie of die ou mense nog onthou van die rooi Lifebuoy seep nie, nê. Daai lekker ryk seep. Goed. Die enigste bloed wat my hart kan skoon was, enige seep is bloed van Jesus Christus. Dan die wit sê my hart is skoon gewas, ek is gereinig, al my sondes is vergewe. Die groen sê ek moet groei. Nou 'n boom groei as hy water kry, as hy sonlig kry, as hy kunsmis kry, as hy liefde kry, dan groei 'n boom. Ek groei nader in Jesus as ek Bybel lees, as ek bid, as ek sonnaskool is, as ek lief is vir ander mense. Die belangrikste is Bybel te lees en te bid, dan groei ek geestelik, ek kom nader in die Here, nee, ek groei. Die blou is die kleur van die hemel. Ons kyk altyd in die hemel, as ons Jesus kom weer, ek moet reinig lewe, ek moet heilig lewe, totdat Jesus kom, ek moet verwagting lewe, totdat Jesus kom, elke dag reg wees, Jesus kan enige dag kom, dis die blou. En dan die geel of die goud sê, in die hemel, dan is ons daar voor die troon van die Here. En dan sê ek vir hulle, ek gee vir julle 'n mis, is 'n geskenk, want ons word gered uit genade uit, is 'n geskenk, dis verniet, ons werk nie daarvoor nie. Daarom skenk ek vir hulle 'n mis of 'n serp. Nou, kyk of ek 'n goeie of slegte onderwyser is. Wie kan dit vir my verduidelik? Wie kan vorentoe kom? Kom staan die bo. Vertel vir hulle, waarvoor is die swart? Die swart en die bruin. Ja, Dis uit jou hart vuil. as jou hart vuil is, mooi. En dan die rooi? Dit die seep. Seep, is die bloed van Jesus Christus, nee, wat jou skoon was, mooi. En dan die wit? Ek Skoon. Skoon gewas, gereinig. En dan die groen? my boom groei hoër en hoër tot by. Die boom groei as ek Bybel lees en bid. En dan die blou? Dit die hemel. Die hemel, dis reg. Ek moet reg lewe totdat Jesus kom. Pragtig. Daar's hy. Wie wil nog probeer? Geef vir die meisies op Moedersdag 'n kans. Dit is as jou hart vuil is. As jou hart vuil is, ja, sonde, as ek verkeerde goedjies doen, Dit is die bloed van Jesus. bloed van Jesus my skoon was, My skoon. dan is ek gereinig, ek is skoon, vergewe, Jy moet groei groei as jy die Bybel lees. as jy Bybel lees en bid, hemel, en reg lewe totdat Jesus kom. Pragtig. Wie se hand was nog opgewees? Nog 'n meisie. Skus. 'n Meisie skryf vandag gebeurd. Daar's 'n geskenk, die hemel is verniet, jy kry hom sommer verniet. Dan vir al die oupas in die Midde-Ooste, dan leer ek die seentjies kites maak. Kan julle sien wat is op die kite? Ons landsvlag. Ons regering weet dit nie, maar die evangelie is in al die kleure in die landsvlag. So waar jy ook al kom, gebruik net die landsvlag en kan dieselfde kleure gebruik. So paas en oupas kan kites maak en die evangelie op daai manier verduidelik, dan maak bietjie rus en vrede in die huis. Kom ons sing 'n lied. Dankie, julle kan gaan. Let's stay on
se selfone is af, nee. Hulle het ons destyds geleer, as jy met iemand gesprek is op 'n sypaadjie of ernstig en die selfoon lui, dan moet jou selfoon afsit, want die persoon wat voor jou staan, is belangriker as die persoon op die selfoon. Anders voel die persoon voor jou, hy's nie so belangrik as die ou wie jy nou eers op die selfoon wil praat nie. So, op hierdie oomblik wil ons stil word en net hoor, maar wat sê die Here vir my uit sy woord? Want die woord sê, as ons die Bybel lees, dit sal nooit lig terugkeer nie. Net die oomblik wat die dominee die Bybel uitlees, dis die oomblik wat die Heilige Gees met ons praat. Daarom kom ons met 'n verwagting om na die woord te luister. Kom ons word stil. Vader, baie dankie dat U vir ons bymekaar gebring het. Dankie o Gees van God dat U vir ons daai behoefte gegee het om meer te leer uit die woord, om geestelik te groei, om by mekaar te kom, mekaar se hande te vat, mekaar te kan bemoedig en te kan versterk, vir mekaar voorbereiding te doen. Dankie Here dat U die gemeente in stand hou, dat U die gemeente hier geplaas het met 'n doel, om U lof te verkondig, om U grootheid te verkondig, om vir die wêreld te vertel, dit wat U in die afgelope week vir ons gedoen het, hoe U ons gebede beantwoord het, hoe U vir ons beskerm het, hoe U vir ons gedra het. Here, dankie dat ons net dwars deur die week bewus kan word van U teenwoordigheid. Nie deur dinge wat per ongeluk dalk gebeur, of in die natuur nie, maar hoe U met ons praat, deur mense, deur die woord, deur boodskap wat ons kry, wat ons net elke dag herinner word aan U grootheid, U goedheid, U heiligheid. Dankie daarvoor, Here, dat U so geduldig is met elkeen van ons, oud en jonk, en dat U ons nie laat staan het soos 'n fabrieksmodel nie, maar dat U nog elke dag met my besig is. Here, wat U in Filippense sê, is nog met my besig tot die laaste dag toe. Dankie daarvoor, Here, dat U my vorm, dat U my maak, dat al meer na U beeld verander word. Ons bid vir die gemeente, ons bid vir Tertius hulle, Here, ons bid vir die kerkraad, vrouediens, jeugdiens, al die sendingprojekte, barmhartigheidsprojekte, jeugprojekte, want U het die gemeente hier op die bulk geplaas om 'n verskil te maak. Ons bid, Here, dat almal wat ons deur die week teekom sal vra, maar hoekom is jy anders dan, dat ons kan antwoord en sê, maar Jesus is in my, hy het my nuut gemaak, hy het my verander. Spreek, Here, ons luister, in Jesus naam, amen. Ons lees twee gedeeltes, een is in Matteus 28 en dan 'n paar verse in Johannes. Matteus 28. Daardie Sabbatdag, toe dit Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. En skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel af gekom, na die graf toe nader gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk. Daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou, sê vir sy disippels, hy het uit die dood opgewek. En hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar gaan julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moet sê." Hulle het toe haastig van die graf weggegaan, bang, maar baie bly, en het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle: "Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan. Daar gaan julle my sien." En dan 'n paar verse in Johannes, van vers 20. Daardie Sondag aand was die disippels weer almal bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: "Vrede vir julle." Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sê vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. "Vrede vir julle," sê hy weer vir hulle. "Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook." Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê: "Ontvang die Heilige Gees. As jy vir mense hulle sondes vergewe, hulle word deur God vergewe. As dit nie vergewe nie, word hulle nie deur God vergewe nie." Thomas, wat ook Didymus genoem was,
Een van die 12 was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Hy sê vir as ek die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek in my hand en sy sy nie steek nie, sal ek nooit glo nie. Tot sover ons skriflesing. Vers 24, Thomas, wat ook Didymus genoem word, een van die 12 was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Ons ervaar almal of beerdkrag, of slaggate, of dinge wat gebeur, en ons hanteer dit almal verskillend. Nou met die dood van Jesus en die kruising van Jesus het Thomas en Maria ook verskillend gereageer op al hierdie gebeure. Ons doen dieselfde, as dit goed gaan, dan hardloop ek na die Here toe. En ek raak betrokke in die kerk, en ek lees Bybel, en dan na 'n rukkie dan staan dit, en dan dwaal ek weg van die Here af, en dan gaan ek nie meer so gereeld Bybelstudie of kerk toe nie, en later dan voel ek, maar die Here het my afgeskeep, en die Here dink nie meer aan my nie, dan bid ek later nie meer nie, en dan word ek koud, en dan sê ek, maar nou is die Here afwesig, en dan blameer ek die Here, en dit laat my nou dink, daar was jare terug 'n ou oom en 'n tannie het in 'n kar gery het, en toe voor hulle het jong mense gery, en hulle was baie verlief gewees, en die meisietjie het amper op die man se skoot gesit agter die stuurwiel, en die ou tannie sê toe daar agter vir die man in hulle kar, maar ons sit nie meer so by mekaar nie, soos destyds nie. En die oom kyk die tannie so, hy sê van, wel, ek sit nog agter die stuurwiel, jy het weggeskuif. En dis wat ons dikwels met die Here ook doen. Nou in vers 24 staan dat Thomas was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Ons hang altyd 'n etiket om Thomas, en ons sê, maar hy is die ongelowige een. Hy wil eers die merke gesien het in Jesus, en hy het gesê, ek gaan nie glo voor ek die merke sien nie. Maar eintlik moet ons sê, wat baie erger was, is dat Thomas het gekies, toe Jesus opgestaan het, om nie teenwoordig te wees nie. Ons moet nie sê, hy is die ongelowige Thomas nie. Ons moet eintlik net sê, hy was die afwesige Thomas gewees. Hy was afwesig gewees, daar waar die kerk bymekaar gekom het, hy was afwesig toe Jesus gekom het. Hy het al die seëninge misgeloop, omdat homself nie geleentheid gegee het om in Jesus se teenwoordigheid te wees nie. Sy twyfel sou gewyk het as hy was daar waar Jesus was. Dan het hy nie getwyfel nie, maar hy was nie daar nie. Hy het al die seëninge misgeloop, omdat hy nie opgedaag het nie. Ons wil dikwels bid en antwoord op gebed kry, maar ons neem nie tyd om te bid nie. Ons wil hoor wat die Here vir my sê, maar ek wil nie tyd spandeer aan stilte tyd en Bybelstudie nie. Ek wil vir ander mense bid, maar my program is so besig, ek het nie tyd om net te sê, ag, Jesus gaan met so en so nie. Eintlik wil die Here net hê, ons moet regtig stil word en hoor, maar wat wil hy vir my sê? Thomas waarskynlik 'n oppervlakkige verhouding met die Here gehad. Hy soek bewyse voordat hy glo. Hy was afwesig gewees. Hy het nie Jesus se aanraking ervaar nie. Hy het nie Jesus se stem gehoor nie. Hy het nie Jesus se teenwoordigheid ervaar daar waar hulle bymekaar gekom het nie. Hy wag dat Jesus homself eers aan hom moet bewys. Ons doen dikwels dieselfde. Here, ek sal glo as jy my kind gesond maak. Ek sal glo as jy my besigheid red. Ek sal glo as daar wonderwerk is. Ek sal glo as hierdie probleem vir my wegvat by die werk. Dan sal ek glo. En as dit nie gebeur nie, dan sê ek maar, die Here is afwesig. Die Here luister nie na my nie. Ons wag dikwels, en dan staan ons stil, en die Here moet homself eers aan ons bewys. Dan raak ons ongelowig. Wat verloor ek as ek nie regtig stil word en tyd maak om 'n afspraak maak om na die Here te luister nie? Die eerste ding wat ek verloor is my vrede. Thomas het nie vrede gehad nie. Hy sou blydskap ervaar het, hy sou liefde ervaar het, hy sou vrede ervaar het as hy in Jesus se teenwoordigheid was, as hy was daar waar hy bymekaar gekom het, waar Jesus homself aan hulle openbaar het. Maar hy was nie daar nie. Hy het besluit, maar wat help het om nog te glo? Ons kan daaruit leer. Ander disippels sê vir hom, ons het die Here gesien, die Here het opgestaan. Hulle hoor by soveel mense, die Here het regtig opgestaan. Maar hy hoor dit tweedehands, hy kon dit self ervaar het.
Dikwels hoor ons van ander mense wat wonderwerke ervaar, ander mense wat gebedsbeantwoording het. En dit terwyl ek self in 'n verhouding met die Here kon staan, en self kon ervaar, maar die Here is lief vir my, die Here gee om vir my, die Here wil elke dag met my praat, hy wil homself elke dag met my openbaar. Wanneer ek van God vergeet, dan kom daar onvrede in my hart, dan kom bekommernis in my hart, ek verloor my vrede, ek verloor my vreugde, ek verloor my blydskap, al die dinge wat die Here vir my wil gee. Toe die Here by hulle gekom het, die eerste ding wat hy vir hulle gesê het, vrede vir julle. Hulle was so bekommerd gewees na die kruisiging, wat gaan word van hulle? Wat het nou regtig gebeur? Dit is nie mooi as verstaan. Nou kom die Here en sê vir hulle, moenie bekommerd wees nie, vrede vir julle. Dan, die tweede ding wat Jesus vir hulle sê, hy sê, as die Vader my gestuur het, stuur ek vir julle. God gee vir hulle vrede, God gee vir hulle doel om voor te lewe, hy gee vir hulle missie om voor te lewe. Toe ons sy teenwoordigheid gekom het, toe ervaar hulle sy vrede, en onmiddellik ervaar hulle, maar die Here stuur vir hulle uit. 'n roeping. Ander wat ek weet, maar ek is belangrik vir die Here. Die Here wil vir my gebruik as 'n instrument. Ek is nie maar net per ongeluk nie. Die dag toe ek gebore is, het die Here gesê, wow, kyk my skepping, ek het 'n doel vir jou, ek het 'n plan vir jou lewe. Oggend wakker te word en te sê, maar hierdie dag is nie 'n gewone dag nie. Hierdie dag gaan die Here homself vir my openbaar. Hierdie dag gaan die Here my gebruik. Ek is nie maar net hier om geld te maak, water en ligte te betaal, my kinders die universiteit te sit, eendag af te tree in 'n ouer huis te gaan lê en wonder wat het vir my lewe geword nie. Dan het ek net bestaan. Die Here het 'n doel vir my. Hy wil vir my gebruik om sy koninkryk uit te brei. Die heidene werk ook. Hulle maak ook geld. Hulle sit ook hulle kinders in die universiteit. Hulle gaan ook dood in 'n ouer huis. Verskil is die Here het 'n doel vir elkeen van ons. Meer is net sloerwerk, want hy stuur my uit met autoriteit, met krag as sy verteenwoordiger. Wat moet ek doen? As ek stil word, dan gaan die Here vir my sê wat om te doen. Hy gaan vir my openbaar, waar is daar ou mense wat ek kan versorg? Waar is daar jong mense wat ek kan versorg? Waar is daar armes wat ek kan versorg? Waar is daar heidene wat ek na toe kan gaan? As ek regtig stil word, dan sal ek hoor wat die Here vir my sê. Hy sal vir my wys waar is daar plek waar ek kan gaan betrokke raak. Ons kan nie sê ek is nie toegerus nie. 2 Petrus 3 sê, ons is almal toegerus vir elke goeie werk. 2 Petrus 1 vers 3 staan, die Here het ons reeds alles geskenk om hom te dien. Efesiërs 1 het my geseën met al die geestelike seëning wat daar is. Jy weet, as ek ontmoeting met die Here gehad het, dan kan ek vir ander mense vertel daarvan. Ek ry elke dag hawe toe, ek sien gereeld ongelukke op die snelweg. Dan kan ek vir mense vertel, ek het die ongeluk gesien. Ek het eerstehands gesien, ek het nie die Koran daarvan gelees nie. As ek ontmoeting met Christus gehad het, kan ek vir ander mense vertel daarvan. Ek het dikwels in die Midde-Ooste het ek probeer om vir moslims en ander mense te probeer verduidelik, maar die Bybel sê dit en die Koran sê dit en die hele geskrifte sê dit en toe sê stelling een vir my, lof jy mos jou tyd. Dis soos om met 'n Jehova te stry. Jy kom nêrens met hierdie gestryde oor Bybelvers nie. Vertel net vir hulle wat Jesus vir jou gedoen het. Vertel vir hulle van jou verhouding met die Here. Vra van hoekom? Hy sê hulle is jaloers daarop. Hulle het dit nie. Ongelowige mense het nie vrede nie, hulle het nie blydskap nie, hulle het nie daai verhouding nie, hulle kan nie sê, maar ek het vandag met die Here gepraat en die Here het my geantwoord nie, ek het die Here se teenwoordigheid ervaar nie, hy het my beskerm, hy het my gelei. Ander mense het dit nie, ons het dit, en niemand kan daarmee stry nie, dis jou getuienis, niemand kan daarmee stry nie, dis jou persoonlike getuienis, mense is jaloers daarop, hulle het dit nie, ons kan met hulle deel. Thomas het dit nie gekry nie. En dan die derde plek, Jesus het vir hulle vrede gegee, het vir hulle missie gegee, en dan die derde plek, dan sê hy vir hulle, hy blaas oor hulle, hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Hy gee vir hulle vrede, hy gee vir hulle missie, hy gee vir hulle die Heilige Gees. Heilige Gees herinner ons in Jesus se woorde, Jesus se dade en sy terugkeer. Die disippels was so naby hom gewees, daar staan uit oor hulle geblaas, hulle voel sy asem soos oor hulle blaas. Die Heilige Gees weet hulle dan, hulle kan met die Here lewe. Ons kan met die Here lewe. Thomas het dit nie gehad, hy het dit nie ervaar nie, hy was nie daar nie. Daar staan, hy was nie daar toe Jesus gekom het nie. Hy het nie elke dag geleef met daardie verwagting. In Engels praat hulle van FOMO, fear of missing out. Baie mense is so in hulle selfone vas, hulle is bang hulle mis ietsie, iemand se videoetjie, iemand se boodskapie, hulle wil heeldag net, hulle wil nie iets mis nie. Thomas het dit nie gehad nie.
Hy het nie daai verwagting gehad, hoor, maar wat wil Jesus vandag vir my sê nie? Hoe wil God hom aan my openbaar nie? Nou in die teenoorgestelde kant, kom ons kyk positiewe kant. Wat het Maria gedoen? Heeltemal anderste. Selfde omstandighede, selfde verliese, ook Jesus wat gekruisig is, maar sy het anders te reageer. Op die eerste dag van die week, Matteus 28 staan daar, voor die son opgekom het, het sy na die graf toe gegaan. Geen onsekerheid oor die opstanding nie. Sy het getreur, sy het gebid. Voor die sonsopkoms is sy na die graf toe gegaan. 'n koninklike graf wat Jesus in was. Nou dink aan 'n vrou wat in die skemer en die donker deur 'n begrafplaas moet loop om daar by Jesus se graf te kom, maar het self gekies, want sy wil wees daar waar Jesus is. Sy kies om daar te wees. En dan staan daar, die ander disippels het teruggegaan huis toe, maar Maria het daar bly staan. Sy was eerste om op te daag, sy was laaste om weg te gaan. Disippels het huis toe gegaan. Thomas, hy het nie eers opgedaag nie, was nie eers daar gewees nie. Maar Maria, sy wil meer gehad het van Jesus. Sy het met daai FOMO gelewe. Ek wil hoor wat Jesus my sê, ek wil sy teenwoordigheid kom. Ek wil net meer en meer verander word, deur meer van sy woorde te hoor, meer te hoor wat wil hy doen met my lewe. Sy het met daai verwagting gelewe. Thomas het nie eers opgedaag nie. Sy wou nie kans dat verbygaan om net in Jesus teenwoordigheid te wees nie. Die Ou Testament lees ons van hoeveel mense wat daai selfde begeerte gehad het. Ons lees van Joshua in die tabernakel God se aangesig gesoek het. En dan sê die engel van Maria, gaan gou, vertel vir die disippels, Jesus het opgestaan. En terwyl sy by die graf gewag het, het sy dan met ander woorde ervaring gehad, sy het gesien en gehoor wat niemand anders te gehad het nie. Sy het instruksies gekry, sy het 'n opdrag gekry. Met ander woorde, sy het vrede gekry, sy het 'n opdrag gekry, sy het 'n missie gekry. En dan terwyl sy gehoorsaam het sy vir Jesus ontmoet. Terwyl sy Christen is, terwyl sy met Jesus gewandel het, ontmoet sy vir Jesus Christus. Sy het alle kulturele reëls oortree, sy gryp sy voete vas, dit wat 'n vrou nie mag gedoen het nie. Net te bly om sy teenwoordigheid te kom. Jesus stel haar gerus, hy gee vir haar vrede, hy gee vir haar opdrag. Dis vir die Here vir elkeen van ons ook wil doen. As jy leef met daardie verwagting, dan gee vir jou sy vrede, hy gee vir jou opdrag. Ons ontneem onsself soveel, as ons net wag vir 'n Sondagoggend se diens, en deur die week nie leef met daardie FOMO verwagting. Wat wil die Here vandag vir my sê? Hoe wil die Here homself vandag aan my openbaar? Hoe wil die Here my vandag gebruik nie? Matteus 28, ek is met julle al die dae. Deur die Heilige Gees kan ons met die Here wandel. Kan ek 'n lewende verhouding met hom wees, soos Maria was. Jesus gee vir ons vrede, hy gee vir ons 'n missie, gee vir ons van die Heilige Gees, maar bovenal, laat ek elke dag met hom kan wandel, elke dag kan weet, my sondes is vergewe, ek is 'n nuwe mens, ek kan daardie boodskap aan ander mense vertel wat die Here in my hart gedoen het. Die vraag is, verlang ek vandag so na Jesus, dat ek met daardie verwagting lewe, of wil ek eerder die hele dag op my foon wees en hoor, maar wat sê ander mense? In Afrika, dan versprei ons hierdie selfoon bybeltjies in die agterkant daar sonpaneel, so die mense sit met die son, en dan laai jy, en dan kan hulle hierso luister na die evangelie, en ding aansit. Die regverdig is. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord. Mense in Afrika luister hierna, hulle kan nie genoeg kry om die Bybel te hoor nie, want hulle het nooit geleer lees nie, of die ou mense kan nie lees nie. Hier gee ek dit vir die ou mense in die ouer huise ook, dan kan hulle die woord hoor, want hulle wil dit graag hoor. Dawid het soveel wonderwerke ervaar, en tog bid hy en hy sê, my siel verlang na God, en dit terwyl hy al die oorlog en al die dinge wat gebeur het net ervaar, maar die Here is by hom. Hy het vroue gehad, hy het rykdom gehad, hy het paleise gehad, en hy sê, maar my siel verlang na die Here, hy het met daardie verlange geleef.
Die Here wil hê ons moet ook elke dag sy goedheid ervaar. Hy wil hê ons moet elke dag leef met daai verwagting en sê, maar ek wil nie 'n kans laat verbygaan om te hoor, maar wat wil die Here vandag vir my sê nie? Deur ander mense, deur omstandighede, deur sy woord, om met daai FOMO te lewe, fear of missing out, om net te sê, maar die lewe gaan nie net om te bestaan en geld te maak en dood te gaan nie, maar om my doel op aarde te vervul, om te hoor, maar wat wil die Here vir my sê? Wat wil die Here deur my sê? Soos 'n hert smag na water, smag my siel na God, sê Psalm 42. Mens leef van brood nie alleen nie, maar van elke woord wat van God uitgaan. En ek versmag na, verlang na die Here, om op te staan en sê, maar ek verlang na die Here, verlang na die Here se teenwoordigheid. Ek wil nie maar net bestaan nie. Lukas 2, Simon en Anna sê, hulle het uitgesien na die koms van die Messias. Efesiërs 2 staan daar, leef met verwagting na die Here. 2 Petrus 3, leef in verwagting met die koms van die Here. Dat sê, maar vandag, mag die Here vandag kom, Maranatha, mag die Here vandag kom, dat ek gereed is, as die Here vandag kom. Hy sê in 2 Timoteus, almal moet verlange uitsien na die koms van die Here, wat 'n oorwinnaarskroon gaan vervang. So oral in die Bybel staan in die Nuwe Testament, leef met hierdie verwagting. Nie maar net bestaan, geld maak, kinders deur die universiteit sit en die ouer huis doodgaan nie, dan jy net bestaan. Verlang om elke dag die Here se woord te hoor. Thomas het nie eens opgedaag nie, was afwesig geweest. Hy het getwyfel in die opstanding. Hy was nie daar toe die Here vir die volgelinge uitgestuur het, vir hulle gesê het, vrede vir julle, gaan. Ontvang die Heilige Gees nie. George Beverly Shea het destyds gesing, I'd rather have Jesus than silver or gold. Maria se keuse was om meer van Jesus te hoor, meer van Jesus se teenwoordigheid te wees, as enigiets anderste. Thomas wou eers gaan nadink daaroor, sal later 'n besluit neem. Paulus sê, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus te ken oortref alles. Al wat ek wens is om Christus se teenwoordigheid te kom. Ek wil afsluit, waar sit jy vandag? Leef jy met daardie FOMO, daardie verwagting? Wat wil die Here vandag vir my sê? Kom elke dag in sy teenwoordigheid. Met jou stilte tyd. Of dit nou by die huis is, of by die werk is, of die Bybel in jou motor, om die dag net te sê, maar ek wil kort stil word en vra maar, hoekom is ek in hierdie situasie? Wat wil die Here vir my sê? Hierdie mense wat voor my is, hoe kan ek God se boodskap aan hulle oordra? As ek anderste optree, as ek myself nie vererg nie, hulle sou vir my vra, maar hoekom is jy anderste? Hoekom tree jy anderste op? Hoekom vergeld jy na mense nie? Dit is soos 1 Petrus kan sê, maar altyd gereed wees om 'n antwoord te gee as iemand vir my vra oor die lewende hoop wat in my is, want iemand gaan ergens agterkom my lewe is anderste. Dan moet ek reg wees om te sê, maar dis die Here wat my verander het. Om te leef met daardie FOMO, geleenthede te soek om te sê, maar dis wat die Here vir my gedoen het, deur sy genade. Want die Here gee my vrede, hy gee my missie, hy gee my die Heilige Gees en hy gee my elke dag daardie bewuswording van sy teenwoordigheid. Leef met daardie FOMO, met daardie verwagting. Amen. Liewe Vader, baie dankie dat jy 'n pad stap met elkeen van ons, dat ons kan geestelik groei, dat jy vir ons al hoe meer gebruik, laat ons al hoe meer op die belofte staan, al hoe meer u grootheid erken, u heiligheid erken, dat jy omgee vir mense, dat jy omgee vir my, nie net op Moedersdag nie, maar elke dag. Dankie Here, dat u vir ons antwoord, as ek kom met daardie verwagting, dat die woord my voed, daardie lewende water. Dankie daarvoor, dat u soveel vir my omgee, ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Slot. Dankie Louis. Ons doen die dankoffers asseblief. Dankie.
Here het vir ons as mense u kerk gemaak. Ons is boodskappers van die oorvloedige lewe. Ons bid dat u, die bewaker van die lewe, ons na die wêreld sal instuur met vrede en troos in die Heilige Gees om nuwe lewe te bring aan almal wat u geskaap het. Ons gaan hier uit as gestuurdes, deur God geseën met die gawes van Vaderliefde, Jesus se verlossende genade en die lewegewende gemeenskap van die Heilige Gees. En daarom kyk ek vanmôre na my eie hande en ek sien die aanraking en die teerheid van God vir die wêreld. Ek kyk na my voete en ek sien die pad en die rigting wat God my in hierdie wêreld instuur. Ek kyk na my hart en ek sien die vuur en die liefde van God wat vir hierdie wêreld brand. Ek kyk na die kruis en ek sien God se seun, die redder van God, wat gesterf het vir elkeen in hierdie wêreld. Met sy krag gaan ons uit en omgee en dien. Amen. Klap.